Goeiedag en baie welkom by vandag se aanlyn diens. Nou dis gebedsnaweek en ons het 'n lofsangdiens wat vanoggend in die kerk gebeur. In dieselfde asem maak ons ook klaar met die leeflig reeks en ons staan vandag stil by die heel laaste gewoonte, die gewoonte om goed te wees vir die wêreld. Nou, omdat ons 'n lofsangdiens het ek vir Jaco Strydom gevra of ek toestemming mag kry om 'n ou video van hom te gebruik wat hy by 'n ander kerk gepreek het oor hierdie spesifieke laaste tema en hy het gesê ons kan dit met liefde wys. So ek wil graag vir Jaco aan die woord stel. Dis hy wat die boek geskryf het Leeflig en hy gaan ons 'n bietjie help met die laaste tema. So 'n bietjie kom uitdaag ook, maar ook saam met ons gesels. Hoe kan ons goed wees vir die wêreld? Hoe kan ons geloof nie net hierso ken nie, maar ook uitleef. So geniet dit en luister mooi wat hy sê. Ons is by die laaste tema in hierdie reeks Leeflig, die 5 gewoontes van 'n volgeling van Jesus. Die eerste gewoonte was om tyd af te sonder in gebed, die tweede een is om materieel lig te reis, die derde een is om in gemeenskap en eenheid te leef, die vierde een om goed te wees vir jou vyande en dan nou hierdie laaste een om te gee vir die wêreld. Jesus het nêrens vir sy volgelinge gesê hulle moet die lig vir die wêreld wees nie. Hy sê nêrens, julle moet die lig vir die wêreld wees nie. Mense sê Jesus het dit gesê, maar hy het dit nooit gesê nie. Wat Jesus eintlik gesê daar in Matteus 5 is, hy het gesê, julle is die lig vir die wêreld. En daar's 'n groot verskil. Hy sê eintlik ons moet versigtig wees, jy's reeds die lig, maar jy kan hom of wegbêre, jy kan jou lig toepak, of jy kan hom vrylaat om te wees, wat hy gemaak is om te wees, om te skyn. So hy sê, moenie jou lig wegsteek nie, jou lig is klaar in die gang, maar moenie hom wegsteek nie, laat hom skyn. En ek dink is 'n belangrike ding om raak te sien. Wat dit my help om te besef is dat as ek geestelik groei, beteken dit nie ek word nou al hoe minder wie ek is nie. Jy weet, ek is nie 'n lig nie, ek is eintlik duister. Mense het eintlik hierdie vermoede baie keer oor jouself. Jy's eintlik bang vir hulle sê the most difficult journey is the journey inwards. Jy's eintlik bang as ek diep hier binne in myself gaan kyk, dan gaan ek in my kern 'n stuk leegheid en 'n stuk duisternis of dalk 'n stuk boosheid kry. Maar ek moet nou probeer om goed te wees as ek nou vir Jesus volg. Dis geestelike groei, maar eintlik werk dit andersom. Dis soos, ek lees nou die dag, die aarde, as jy in die aarde sou afboor, dis kilometers en kilometers 'n klip, harde klip, en dis horrible en dis dood, maar as jy in die kern kom, hulle sê die kern van die aarde is so warm soos die oppervlak van die son, dan sal jy in die kern van die aarde sal jy afkom op 'n lig, 'n verblindende lig. Dis asof Jesus dit eintlik vir ons sê, hy sê, ons is bang vir hierdie journey inwards, want ons is bang, ons gaan afkom op 'n stuk duisternis, op 'n stuk leegheid, op 'n stuk boosheid, maar as ons dit sou waag, dan sal ons sien dat in die kern van wie ons is ons na sy beeld geskaap, is daar 'n helder lig, die lig in ons skyn reeds. Wanneer ons met kinders in nood werk hier by Echo waar ek is, dan help dit nogals, en mens sien dit baie keer, en ek weet jy ook vir mense vir wie jy omgee, en partykeer mense vir wie jy omgee wat droog maak, dan sal jy dink, ja, maar ek wens die ou wil net weet wie hy is, dis so oulike mens, kyk wat vang hy nou aan, of kyk wat vang sy nou aan, en om geestelik te groei, sou eintlik beteken dat daai persoon meer word, die wonderlike mens wie hulle eintlik is, dat ons die lig van God in onsself ontdek, en dit sal onsself sal laat skyn. En dis 'n groot dag as dit gebeur. En Paulus het Jesus eintlik baie min gequote. Hy het baie min vir Jesus se woorde aangehaal. Hy herhaal nie die gelykenis nie. Dit gaan so 'n bietjie oor wanneer Paulus se briewe gedateer is, en daar's 'n klomp redes daarvoor. Maar dan op 'n stadium daar in Handelinge, dan quote hy vir Jesus, dan haal hy vir Jesus letterlik aan, en dan wil hy sy ore so half spits, want hy gaan nou sê, Jesus het gesê. En Paulus sê, wat hy in daai teks sê, is hy sê, julle moet onthou, Jesus het gesê, om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Dis 'n groot dag as iemand dit ontdek. Dit maak dat iemand wat volgens daai beginsel leef, dit maak dat daai persoon se lewe sin maak, of dit baie goed gaan en of dit baie sleg gaan.
dat 'n ou sê nou die dag wat iets daarvan gesnap het, hy sê hy is nou so besig, hy weet nie waar gaan hy tyd kry vir 'n midlife crisis nie. Dit is 'n waarheid waarin jy kan vashou. Om te gee maak my gelukkiger as om te ontvang. En ek het dit al baie gesien, dat partykeer mense wat swaar kry, maar hulle is onselfsugtig en hulle het lief, hulle lewens maak sin op die vreemdste plekke. En ons is ook so aan mekaar gesit. Jesus bid dit, en dan wanneer hy aan sy disippels verskyn, dan sê hy dit. Hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En dit is aangrypende woorde. Dit beteken dat 'n volgeling van Jesus is nie net iemand wat vertel en bely en sing oor hoe Jesus sy lewe gegee het vir 'n stikkende wêreld nie. 'n Volgeling van Jesus is iemand wat dit ook doen, is iemand wat ook sy of haar lewe gee vir 'n stikkende wêreld. Jy kan eintlik nie jou lewe vir Jesus gee sonder om jou lewe ook vir die wêreld te gee nie. Christene is veronderstel om besig te wees om te gee, om liefde is veronderstel om te wen oor ons lewens. As daar 'n reputasie is wat ek en jy in hierdie wêreld moet hê, dan is dit veronderstel om te wees dat ons is die mense wat omgee. Ek sê partykeer vir die kinders, ek onthou ons het 'n belydennisklas, jare terug het ek die belydennisklas hier by ons gedoen vir 'n paar jaar, en dan moet ons altyd hierdie onderhoude voer met die kinders, en ons het so, of wat vra jy nou vir 'n kind, dan sit ek in die ouderlinge, en dan vra ek, maar dan sê ek, maar leef jy jou getuienis uit by die skool, en dan sal die kinders baie keer sê, ja, hulle doen, en as jy vir hulle vra, nou, vertel 'n bietjie, hoe doen jy dit, en dan sal hulle sê, jy weet, as iemand die Here se naam gebruik, dan sê ek, jy moenie. As die kinders dwelms gebruik, dan sê ek, hulle moenie. As die kinders lelik praat, dan sê ek, hulle moenie. Jy weet, en ek sê, en die eendag toe dink ek, my hemel, ek het nie gevra of jy 'n spietkop is, nie, of jy die mense uitvang, nie. Wat ek eintlik gevra het, is, gee om en vir die kinders by die skool, as jy lief vir hulle, en weet hulle dat jy omgee, jy weet, as jy daar in jou skoolbank sit, en jy weet, en die juffrou stuur jou iewers heen, en die hele klas kyk op, en hulle sien hierdie ouetjie, net voor hy die klas uitstap, wat dink die kinders, dink hulle pleiers, of sigtig, dink hulle, yes, ek weet hierdie persoon gee om, as ek met 'n donker ding gaan, ek weet ek kan hom vertrou, of ek kan haar vertrou, dis die persoon waarheen ek gaan as daar nood is, nie die vraag of jy God se spietkop is nie, en mense sê dit nou vir die tieners, maar ek bedoel, ou mense, en bejaardes, en middeljariges is amper erger, hulle sien hulle self dikwels amper as God se spietkops, hulle is veronderstel om die mense in die samelewing te wees, wat wys wie's in en wie's uit, en ons kry al hierdie debatte in die kerk vandag daaroor, en ek dink is 'n hengse las wat van jou skouers afkom, as jy kan besef, maar God se roeping is nie vir jou om mense te beïndruk, of om mense te veroordeel nie, jou grootste roeping is om vir mense lief te wees. En by Jesus kry ons hierdie idee, dat liefde die beste gekommunikeer word, nie van 'n afstand af nie, maar dat liefde se geloofwaardigheid eintlik toeneem, soos wat afstand afneem. Dat liefde die beste gekommunikeer word, nie wanneer jy dit oor 'n afstand moet skree nie, maar wanneer jy so naby is dat jy dit kan fluister. Dat liefde geloofwaardig is as jy so naby is aan die persoon vir wie jy sê, ek het jou lief, dat daai persoon jou kan seermaak, in Jesus se geval kon doodmaak. Dat liefde eenvoudig nie goed gekommunikeer word vanuit 'n posisie van mag, of beter weterigheid, of vanuit 'n posisie van rykdom, of power nie, maar dat liefde die beste gekommunikeer word vanuit 'n posisie van weerloosheid. Ek moes eendag met 'n klomp pastore en dominees praat, hier by een van Lewende Woord se kampus, en nogals, maar was dominees en pastore van allerlei kerke, ekumeniese ding. En toe wonder ek, wat sê ek nou vir hierdie klomp dominees en pastore? En toe maak ek my tema, Jesus het afgekom aarde toe, dalk moet sy gesandte dit ook probeer. Die laaste ding wat iemand ooit van 'n Christen moet sê, is dat ons afstand wil hou, dat ons dink ons is beter as ander mense, dat ons geestelik hoogmoedig is, dat ons die ouens is wat die foute uitwys van die wêreld. Ons word geroep om lief te hê, om te gee. Oor ons lewens moet daar eendag staan, lief te wen. Paulus sê, as jy nie liefde het nie, is jy niks, al is jy ook hoe godsdienstig, al is jy so godsdienstig soos engele, al het jy die geloof om berge te versit, al is jy tot die extreme godsdienstigheid, al die wysheid en die kennis en die goed. As jy nie liefde het nie, is jy niks. Ons moet die gewoonte hê, en ons lewens moet geken word aan die gewoonte dat ons die mense is wat omgee vir hierdie wêreld. Vir alles in hierdie wêreld, vir almal in hierdie wêreld, dat ons die ouens met die deernis en met die omgee is.
Ek het een keer oor hierdie 5 gewoontes by Echo gepreek. Ons het so die mekaar 'n lot jong mense wat in ons huise saam woon en die ouens wat saam met hulle bly en tot vandag toe kom die hawelose Sondag na die kerk toe en ons soos 'n interessante lot mense wat op 'n Sondag hier by mekaar is en ons eet sommer saam. Die kos dis altyd gratis kos en die ouens vra wat moet hulle bring en sê ek bring 'n straatkind of 'n boemelaar. En ons eet saam en ons hou sommer net kerk saam. Is ietsie wat ons by die vroeë kerk gesien het. En een Sondag het ek oor hierdie 5 temas gepreek. Ek het 'n boodskap gehad en gesê, ek dink hierdie is die 5, was waarskynlik die eerste keer ooit wat ek daaroor gepraat het. Lyk vir my daar's 5 eienskappe, ons nie vra wat glo 'n Christen nie, maar hoe lyk iemand wat glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het? Hoe lyk daai ou se lewe? En daar is hierdie 5 beginsels om tyd af te sonder in gebed en lig te reis en in gemeenskap te lewe en om te gee vir jou vyande of goed te wees vir jou vyande en om te gee vir die wêreld. En ek het so 'n grappietjie in die begin vertel en ek het 'n storie vertel en ek het ietsie gesê oor elkeen van die 5 gewoontes en ek kry toe die idee so die volgende week toe preek ek presies dieselfde preek. En ek vertel dieselfde grap in die begin, ek vertel dieselfde storie. Ek jy weet, begin met die 5 punte, ek sê ietsie, maar presies dieselfde as die vorige week. En so halfpad deur die diens, toe sien ek, die kinders lag vir my, jy weet, hulle dink ou Jaco se kop is alweer nie lekker nie. En die een ouetjie kon dit op die stadium nie hou meer nie. Ek was ook nogal bly, want in daai tyd is my boodskap al redelik ver. Toe steek hy sy hand op, toe sê kom voor en toe vat die mikrofoon, sê vir ons, wat gaan aan? Hoekom lag julle so, wat gaan met julle? Toe sê hy, my meisie sê, jy het laasweek presies dieselfde preek gepreek. Toe sê ek, toe sê ek vir die res wat daar sit, die studente en die jong mense en die kinders, toe sê ek, is dit so? Ja, sê almal, jy het laasweek presies dieselfde grap, jy weet die hele preek, sal 'n preek. Toe sê ek, so julle ken eintlik die boodskap, die 5 gewoontes van 'n volgeling van Jesus. Toe sê hulle, ja, hulle ken dit. En ek was nogal verbaas, was goed vir my ego, hulle kon ons het 'n bietjie ingedrul die vorige week, maar hulle kon dit opsê. Ek sê toe, wat is dit? Hulle sê toe al 5 gewoontes. En toe sê ek vir hulle, ek dink dis waar ons die fout maak. Ons dink as ons dit kan opsê, dan ken ons dit. Ons dink as ons die inligting kan aftik in ons kop, en dan ken ons dit. En toe lees ek vir hulle daai teks in die einde van die bergpredikasie, waar Jesus gepraat het oor hoe ons moet lewe. Van die ou wat die huis op die sand gebou het, en die ou wat die huis op die rots gebou het. Die bergpredikasie sluit af met daai storie. En dan sê die een ou het die huis op die sand, hy sê die storms gaan kom, dis 'n gegewe. Maar die ou wat die huis op die sand gebou het, daai huis gaan wegspoel. Die ander huis gaan staande bly. En dan sê hy die verskil tussen die twee is, die ou wat op die sand gebou het, is die ou wat gehoor het, maar net gehoor het. Waarskynlik kon opnoem. Maar die ou wat op die rots gebou het, was die ou wat gehoor en gedoen het. En toe sê ek vir hulle, kom ons gaan en dan vir die volgende paar sondae, dan fokus ons elke Sondag op een van die 5 goed. En ons probeer mekaar accountable hou om het actually te doen, en dit nie net te doen as uitsondering nie, maar om het te doen as 'n gewoonte. En dis eintlik waar die reeks vandaan kom. Dis nie genoeg dat ek nie dit opnoem nie, want hoeveel inligting soek ons nog? Ons moet vir onsself bietjie vra, al daai goeie input, hoeveel kom actually aan die ander kant uit? Hier is nou klaar met nog 'n reeks, nog 5 beginsels. En lyk vir my as ons wil geestelik groei, dan het ons nie beter uitsonderings nodig nie, ons het ook nie beter inligting nodig nie, ons het beter gewoontes nodig. En mag die Here ons help. Kom ons bid saam. Here, ek wil bid dat U ons sal help om ten minste dan, tussen al die goed wat ons nie verstaan van U nie, ten minste daai paar goed wat ons wel verstaan, die mees basiese beginsels waaroor U so baie gepraat het, en wat U geleef het, dat ons dit ook in ons lewens sal kan implementeer. So bid dat daai ding wat in Pinkstertyd gebeur het, in die eerste Christene se lewens, dat dit ook in ons harte sal gebeur, en dat dit ons ook sal beweeg.
in Jesus Christus se naam. Amen. Vang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. En die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.